nog iets nie? Kom ons nader dan net tot die Here. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. En ons dierbare Here, baie dankie, dat U altyd getrou is, en dat U vir ons ook 'n geleentheid gee, om in die huis saam te kan kom, dat U dit vir ons moontlik maak, Here. En terwyl ons dan hier saam is, wil ons so U seën afbid, en vra dat U woord ook in ons harte lewend sal maak. Here, gee dat ons nader aan U sal beweeg, en ons verhouding met U sal verdiep, en dat U vir ons kan aanwend, tot eer van die naam, en tot eer van die koninkryk. Ons bid vir die redding van siele, en dat mense onder 'n diepe sondeoortuiging sal kom, om te besef dat hulle op pad is na 'n swaalbrandende hel, dat hulle verlore is, dat hulle as kinders van die duiwel moet verander word na kinders van God toe. En dit kan U alleen kom doen, want dis tog wat die rede waarom U aan die kruis kom sterf het, om mense te verlos van Satans mag en die werk van die duiwel te verbreek in elkeen se lewe wat na U toe kom. En Here, en U red, en U maak vry, en U gee sekerheid van saligheid, en ons eer U dat U dit kom doen. En wil U dit nie ook so kom doen vir ongereddes in hierdie dae? Ons bid dieselfde af, Here, vir die kinders, Here, dat ons heilig sal wees, dat ons werklik aan die algeheel oorgegee sal wees, dat ons nie die eie ek nog sal troetel nie, Here, maar dat ons in onsself sal sterwe, dat ons soos daardie koringkorrel sal wees, wat in die grond val en sterf, sodat ons vrug kan dra, tot eer van U naam, en ons dankie vir dit wat U kom doen. Kom dan, en seën vir ons, Here, wees met hulle wat siek is. U ken die benoudheid in die sieke se liggaam, U ken ook hulle, Here, wat daar die sieke moet bystaan, Here. Ag, wil U nie kom versterk, wil U nie kom aanraak en kom genees. En Here, en ons weet U het nie verander nie. Ons verwagting is van U, en ons oë is op U gerig, want ons as mens kan nie iets doen nie, Here, maar ons weet U kan. En ons weet, Here, U doen nog steeds wonderwerke. Kom doen dit in hierdie dae, en dat aan U verheerlik sal word, en ons bring aan U die lof en die dank van ons harte. Amen. Nou, lieve vriende, ons wil U nooi om die woord van die Here oop te maak, en wat ons dan ook net daar so gaan saam sing, dan saam lees uit die woord van die Here, Deuteronomium, lees ons daar in die 18de hoofstuk, Deuteronomium 18, gaan ons daar so saam lees uit die wonderlike woord van die Here dan ook. Nou, dit begin in hoofstuk 18, waar daar verwys word na die regte van die priesters en die leviete, nogal interessant, en dan is daar van vers 9 af, is daar die straf oor waarsêery. Nou, ons wil nou nie vanaand met die daaroor so seer praat nie, lieve vriende, maar ou sou nou gedink het, dis iets wat nou al lank al moes uitgesterf het, né? Maar van die begin van die Bybelse tyd af is hierdie waarsêery aan die gang, en dis nog steeds aan die gang in die tyd waarin ons lewe. Daar's soveel mense wat nou nog steeds na die sterre kyk, of hulle, ek weet nie of hulle deesdae op die huisgenoot doen, ek dink as een of ander app seker al wat die mense al die dinge kan doen, en hulle is besig met waarsêery, en dan gaan party mense ook na ander mense toe om oor hulle lewe te profeteer. Dis net 'n ander manier van waarsêery. Dis maar klink geestelik, maar dis maar waarsêery. En die Here het 'n geweldige straf wat daaroor is, en 'n mens moet nie op hierdie gebied wees nie. 'n Mens se vertroue moet op die Here wees. Jy moet wegbly van hierdie bose geeste wat misleiding sal sekerlik bring in 'n mens se lewe. Vers 13 sê, opreg moet jy wees met die Here jou God. As jy nie op die Here kan vertrou nie, moet nie op ander goeder steun nie. Kom ons lees dan saam vanaf vers 15. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broer soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet jy luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed dat hulle gespreek het. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is, en ek sal my woord in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis.
Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek en wat hy gesê het gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermeteldheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Nou ja, net tot daar die wonderlikheid, mag die Here ook so sy woord in ons harte baie, baie ryklik seën. Nou liewe vriende, ons gaan nou by die teksvers in oordenking kom. Dit is daar wat die Here sê dat hy in vers 15, ek sal 'n profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet julle luister. En dan weer daar in vers 18 wat staan, 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woord in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Dis die teksverse van oordenking dan. Ons wil vanaand met u deel oor hierdie tema manne van die Ou Testament, openbaar Jesus. Nou liewe vriende, dit is nogal aangrypend wanneer ons in die Ou Testament lees en jy kom by die Nuwe Testament, hoe die Here soveel keer in die Nuwe Testament Ou Testamentiese manne gebruik het in hulle lewe en dinge wat in hulle lewe gebeur het, om iets van die Here Jesus te openbaar aan ons, sodat ons die Here Jesus beter kan verstaan, meer lief kan hê, ons meer van onsself aan ons kan oorgee. Dis natuurlik waarom die Here dit dan ook so doen. En dis interessant wanneer ons na hierdie manne van die Ou Testament kyk, en hoe dit sekere aspekte en dinge van die Here openbaar, dat dit interessant is om te sien, dit is nie net wanneer mense noodwendig in die regte verhouding met die Here was, wat hulle altyd gebruik is om dinge te openbaar van die Here Jesus. Klink dit nou nie verkeerd nie? Dat iemand wat in sonde is, het iets openbaar van die Here Jesus. Kan jy dink aan so 'n voorbeeld in die Ou Testament? Ons sal nou by hom kom. En dan gaan jy sê, o ja, dit is so. Nou liewe vriende, wat ons moet aangryp in hierdie aand is sekerlik dat ons daar moet kom heel eerste om te sê, jong, ons moet uit die woord van die Here kyk om opnuut te besef, wat sê die woord van die Here? Wat is die rede waarom God sy woord gegee het? As ek vir die vanaand moet vra, liewe vriende, en u moet in die hart daar sê, wat is die rede waarom die Here die Ou Testament en dan ook die Nuwe Testament vir ons gegee het? Dan moet dit sekerlik wees net hierdie een saak, en ek dink dit is die antwoord, om God te leer ken. Dis die rede. Liewe vriende, dis om daardie rede dat daar nie noodwendig geopenbaar word in die woord van die Here waar Kain 'n vrou gekry het nie, want dit het niks te doen om God te openbaar nie. Dis hoekom dit nie gegee is nie. Dat hy wel 'n vrou gekry het en dat daar 'n goeie verklaring daarvoor is so, en jy kan my maar na die tyd vra as jy nou nie sou weet nie, maar ek dink jy weet daarom. As ek vir jy die volgende prentjie wys, liewe vriende, en ek vra vir jy, gaan hierdie voël op of gaan hy af? En dan moet jy nou seker sê, jong, hy's nou baie naby aan die streep hier na, so dit lyk nie of hy gaan land nie. Want as hy sou land, soos sy pote 'n bietjie op 'n ander manier gevorm gewees het, ten minste oop gewees het om te kan land, en as hy sou geland het, soos sy kop afwaarts gewees het om af te kyk, sodat hy kan sien wat hy doen. Maar in hierdie geval is dit baie duidelik dat hy opvlieg, liewe vriende, en hy kyk waartoe hy vlieg, en hy's in daardie rigting is hy besig om te gaan. En net so is dit met die woord van die Here ook, liewe vriende, as ek nie reg gaan kyk nie, dan gaan ek regtig waar verder van die Here af weg beweeg, terwyl ons juis nader aan die Here moet beweeg dan ook. So kom ons kyk dan na 'n paar van hierdie manne wat in die Ou Testament was, en ons sien hoe daar sekere dinge geopenbaar word van die Here deur hierdie manne.
En die eerste wie ek wil begin is by die eerste mens wat op aarde was, en dis natuurlik Adam. En liewe vriende, ons lees daar in Romeine 5, lees ons van hoe hy hierdie wonderlike saak iets van die Here Jesus kom openbaar. Ek lees vir u daar in Romeine 5 vers 14 staan daar: Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, en ook hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Net so 'n bietjie iets hieroor. Van Adam af tot op Moses het mense in hulle gewete gelewe, liewe vriende. En na dit met Moses het die wet gekom. En nou sal jy sien dat die Bybel dit dan ook sê, toe die wet kom is daar eintlik 'n groter skuld, las en bewustheid van sonde, want jy het nou die wet van God, jy weet mooi wat reg en verkeerd is. En liewe vriende, so jy moet duidelik gesien het wat sonde is, jy het nie gewonder daaroor nie. Maar dit het nie beteken dat voor die tyd van die gewete, dat God se wet nou nie daar was nie, dit was in mense se harte. Van Adam af tot by Moses het almal geweet dis verkeerd om iemand anders dood te slaan. Kain het geweet, hy het verkeerd gedoen, liewe vriende. Hulle het geweet dis verkeerd om te steel of om 'n leuen te vertel. Adam en Eva het geweet, liewe vriende, toe hulle sondig geword het en al die leuen vertel en hulle het die verkeerde ding gedoen, liewe vriende, al die leuen geglo, toe het hulle geweet om weg te vlug vir die Here. En so kom die Bybel en hy sê dis wat met Adam hulle gebeur het. Nou gaan vers 19 aan, hy sê: Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, dis Adam, omdat hy ongehoorsaam is, het dit daartoe gelei dat almal in sonde ontvang en gebore word, elke mens ook u. So sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, die Here Jesus, baie tot regverdiges gestel word. En kyk nou die wonderlike kontras wat hier uitgebeeld word, liewe vriende. Adam was sonder sonde gebore, maar toe hy sonde gedoen het, en liewe vriende, het hy veroorsaak en het dit daartoe bygedra dat elke mens wat daarna gebore word in sonde ontvang en gebore en is nie 'n kind van die Here nie. En is onder die straf van die Here as gevolg van Adam se ongehoorsaamheid. Ons weet hoe God hom geskaap het, was hy in hierdie wonderlike verhouding, sondelose mens wat hy daar was. En hy is die hoof, die federale hoof, liewe vriende, van die mensdom, kan ons nou maar sê. Daar sou nie 'n beter mens wees, is nie 'n beter mens as wat Adam was nie. En toe hy sonde doen, het dit almal onder 'n oordeel gebring. Maar die Here Jesus kom. En die Here Jesus kom gee sy lewe in gehoorsaamheid, net die teenoorgestelde van Adam. In gehoorsaamheid gee hy sy lewe. En omdat die Here sy lewe in gehoorsaamheid gegee het, kan elkeen wat na die Here toe kom en sê, Here, ek is verlore, Here, kom red my, kan die Here sekerlik vir ons kom red. So wat is die wonderlike boodskap, liewe vriende, wat eintlik deur Adam se lewe aan ons oorgedra word? En watter wyse gebruik die Here Adam se lewe om met ons as mense vandag te praat? En dit is in hierdie opsig dat God genadig is, liewe vriende, dat daar genade in die Here vir elke mens is. Ons is in sonde, maar daar is 'n weg uit. Die Here het genade vir ons gegee. Romeine 5 vers 20 sê, maar die wet het daarby gekom sodat die misdade meer sou word en waar die sonde meer geword het. Dis nou van Moses af toe die wet gekom het. Toe is daar meer misdade, want jy het nou meer geweet wat reg en verkeerd is, liewe vriende. Het die genade nog meer oorvloedig geword. Toe die sonde meer word, wat gebeur? God se genade word groter. En liewe vriende, en ons sien hierdie wonderlike saak, dat sonde hoef nie oor u te heers nie. Romeine 5 vers 21 sê, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus ons Here. Dis nou ons nou baie duidelik. Die Here sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. En dis die hele boodskap wat Adam oordra, omdat hy gesondig het. Hy hierdie volmaakte mens gesondig het, liewe vriende, wat 'n geweldige gevolge dit in sy lewe gehad het. En hy kon homself nie verander nie. Hoor nou, hy kon dit nie terugwerk, dit wat hy verkeerd gedoen het nie. Dit het God se ingryping in Adam en Eva se lewe gebeur, om vir hulle vergifnis te bewerk.
Ja, daar moes bloed gevloei het en die Here het vir hulle klere gemaak van vel, liewe vriende. En die offers is ingestel. En die Here het sekerlik daardeur duidelik kom bewys dat daar genade om te bevind is vir elkeen wat in sonde ook so gebore is. So, liewe vriende, sien ons dan dat die Here deur Adam hierdie eerste baie duidelike boodskap aan die begin van die Bybel kom sê, die mens is in sonde, hy kan nie uitkom uit sy eie nie, hy kan nie verlos word uit sy eie nie, maar Jesus het gekom en hy kan dit kom doen. So dis die manne van die eerste man van die Ou Testament, wat hierdie baie duidelike boodskap sekerlik kom oordra. Nou weet u seker wat ek u gaan vra. Ek gaan u nou vra. Het hy al by Jesus uitgekom dat hy verlos geword het? Het hy al die Here kom vertrou, of dink hy ook, jong, ek is beter as Adam en Eva, ek is nie iemand wat ek's 'n baie goeie mens. Liewe vriende, daar is geen mens wat nog ooit was en wat sou leef wat beter as Adam en Eva was nie. Hulle is sonder sonde geskape. Daar is geen mens beter nie. En tog is daar soveel mense wat sê, ek sal nou my goeie lewe lewe en 'n goeie voetjie voorsit, maar ek het nou nie die Here nodig om my siel te red nie. Nou, liewe vriende, laat Adam vir u nou hierdie ding sê, want u sê nou in u eie hoogmoed eintlik, ek is beter as wat Adam of as wat Eva was. Jy is nie. Jy is in sonde ontvange gebore. Jy het die Here Jesus nodig. Soos wat Adam en Eva die Here nodig gehad het nadat hulle sonde gedoen het, so het ons as mens die Here nodig. En dan verder moet ons ook sê, moenie sê, my sonde is te veel nie, want waar die sonde nog meer oorvloedig geword, was die genade nog meer oorvloedig as wat die sonde. So daar's wonderlike genade in die Here ook so te bevind. Dan die volgende man, na wie toe ons wil verwys, liewe vriende, is daardie man met die naam van Moses, en ons ken hom sekerlik baie goed, en ons het nou saam gelees daar in Deuteronomium 18, daar vers 15 en vers 18, wat hierdie woorde sê, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet jy luister. En dan 'n profeet, sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woord in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Nou, liewe vriende, dis nogal seker aangrypend hierdie teksvers. Dit verwys in 'n sekere sin seker na Moses se opvolger ook, net Josua. En hoe Josua hulle toe nou die beloofde land ingelei het. En wat baie interessant is, liewe vriende, na Josua was daar toe nou nie eintlik 'n opvolger gewees nie. Het jy dit al opgelet in die Bybel? Want toe breek die tyd van die rigters aan. En nou is daar, het iemand al die vraag gevra, waarom, of hulle maak die aantuiging om te sê, Moses het 'n geweldige fout gemaak, Josua het 'n geweldige fout gemaak, want hy het nie 'n opvolger daar gestel nie. En ek kon nog nooit regtig baie vrede kry met die antwoord nie. Want Moses het nie uit sy eie opvolger gekies nie. God het vir Moses gesê, daar sal een uit jou kom, of uit jou broers kom. Een van julle, hy gaan die opvolger wees. En dit is toe nou Josua. En liewe vriende, en nou is dit wonderlik om te weet dat hierdie twee teksverse is juis nogal die twee teksverse wat aangehaal is in die Nuwe Testament. Ek lees vir u daar in Handelinge 3 vers 22 wat sê, want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwerk, en uit julle broers, net soos ek is, na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek. Presies hierdie gedeelte wat ons nou in Deuteronomium gelees het. Dis presies hierdie teksvers wat toe aangehaal word. En dis hier wat daar sekerlik gepraat word en verwys word, jong, daar sal een opgewek word en hy sal uit julle broers wees. En na wie word daar hier verwys in Handelinge 3? Na die Here Jesus. En terwyl hier na die Here Jesus verwys word dat hy sal kom, en dis eintlik wat nou gepreek word en gesê word, jong, daar in Handelinge op Pinksterdag word hierdie boodskap oorgedra, die Here het gekom, die Here Jesus was hier, so hy was een van die broers, hy het sy lewe kom gee, hy het aan die kruis kom sterwe, maar julle het hom vermoor, word daar toe 'n bietjie later gesê. En hulle roep uit, wat moet ons doen, broeders?
Toe hulle diep in die hart getref was en besef, jong, ons het sonde gedoen om die Here Jesus te kruisig. Wat moet ons doen? Hoe kan ons regmaak? En dank die Here, hulle kon nou tot bekering kom. Maar let nou op, liewe vriende, dat hierdie teksvers daar in Deuteronomium 18, wat ons hier saam gelees het in vers 15 en 18, is 'n profetiese woord wat heen wys na die Here Jesus Christus toe. En dat hy sekerlik daardie wonderlike en die laaste opvolger sal wees. Daar's nie nodig vir nog 'n opvolger nie. Hy is die volkome verlosser wat daar sekerlik sal wees. En dit het die Here Jesus kom doen dan ook. Nou verstaan ek, liewe vriende, waarom Josua nie 'n opvolger gehad het nie. Want hierdie was 'n heenwysing na die Here Jesus en niemand kan na die Here Jesus kom nie. Hy is die enigste. Daar's nie iemand anders as hy nie. So, liewe vriende, dit is nie dat Josua fout gemaak het nie. As die Here wou gehad het, dan moes iemand na hom kom met die Here dit vir hom gesê, wat hy nie gedoen het nie. Juis met hierdie profetiese woord wat daar sekerlik dan ook is. Ons lees dit weer 'n keer, liewe vriende, in Handelinge 7, daar in vers 37, en wat daar staan, dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, die Here julle God sal vir julle profeet verwerk, uit julle broers, net soos ek is, na hom moet julle luister. Nou, liewe vriende, as ek net gou enetjie terug gaan, let net op daar na die blou, na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek, en dan in Handelinge 7 vers 37, na hom moet julle luister. So, liewe vriende, laat ons net dit duidelik sê, as ons hierdie een wonderlike saak, wat onder andere in hierdie gedeelte oor Moses van die Here Jesus geopenbaar word, is, ons moet na hom luister. Dis wat daar gesê is, liewe vriende, vir die volk. Dis was baie duidelik geweest. Jong, as Moses nou weg is, wie kan sy skoene ooit vol staan? Wel, die man wat God daar stel. En dit is toe Josua, en daar word baie duidelik gesê, luister na hom. Toe die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het, liewe vriende, toe het die stem uit die hemel, daar by die doopgeleentheid van die stem uit die hemel gekom. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. En liewe vriende, daarom is dit baie duidelik dat hierdie ou man van die Ou Testament se boodskap openbaar hierdie wonderlike saak van die Here Jesus. Ons moet na hom luister. Dit was die boodskap gewees, liewe vriende, wat oorgedra is aan almal in die Nuwe Testament, veral aan die Jode, om te sê, julle moet luister na die Here Jesus. En toe die Here begin preek het hy begin met wat om te sê, bekeer julle. En liewe vriende, en hoeveel keer het die Here nie baie ernstig met mense daaroor gepraat, dat hulle moet bekeer nie. Wat is al die boodskappe wat die Here vir hulle gebring het, terwyl hy daar op aarde was, liewe vriende, en hierop moes hulle tog ag gegee het, maar toe die Here hulle sondes begin aanraak, toe raak hulle kwaad en opstandig, en hulle wil nie luister nie. So, liewe vriende, as jy ooit dalk met iemand te doen kry wat Joods wil optree en Joods wil voorkom, wil jy nie Deuteronomium 18 onthou, vers 15 en vers 18, en dat het baie duidelik verwys, dat die Here Jesus die een is wat sou kom, en hy het gekom, en in Handelinge was dit die argument wat juist gebruik is deur die kinders van die Here, om te wys, dit is wie daar dan ook is. Daar is 'n volgende persoon wat ons nie wil voorhou, liewe vriende, weer eens, en dit is Aaron. En ons het seker geen bekendstelling nodig nie, maar ons lees in Hebreërs 9, waar daar na hom verwys, hy sê, nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die diens te vervul. Nou, ek wil jy nou nie graag verloor nie, ek wil hê dat jy net aandag gee op hierdie teksverse nou, en dat jy nou nogal oplet oor dit wat hulle moes doen. Die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingaan om diens te vervul. Let op wat hulle moes doen. En dan, liewe vriende, sê in vers 7, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, jy weet mos nou die tabernakel, die heiligste, en dan die allerheiligste waar die verbondsark is, nou dis die tweede. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, daar het Aaron ingegaan, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan.
En dan, liewe vriende, en dan kom sê vers 8 vir ons, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. So nou word hier baie duidelik gesê, solank as wat die offers daar sou wees, na Aaron hulle die offers moes bring, of die hoëpriester hulle die offers moes bring, liewe vriende, was die weg nog nie geopen nie. Dan gaan vers 9 en hy sê, dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin ons teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. So met al die wonderlike gawes en die offers, en ek wil dit nou weer net beklemtoon, die offers is baie rituele gewees. Hulle moes gesorg het dat hulle dit reg gedoen het. Ons het vanoggend gesien wat gebeur as hulle dit nie reg doen nie. Hulle moes alles so reg gedoen het, liewe vriende, en nog steeds was al hierdie dienswerk nie volmaak nie. Nou kom sê vers 11 vir ons, hy sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. So, liewe vriende, nou sê hy, maar die Here Jesus het gekom, en hy het eenmaal hierdie offer gebring, wat in die hemelse tabernakel volkome verlossing bewerk het, algehele toegang tot God bewerk het, en dat enige mens op grond van die versoenwerk van die Here Jesus Christus na die Here Jesus toe kan kom. Nou, liewe vriende, as u nou moet dink aan Aaron, die dienswerk wat hy gedoen het, dink die voorreg, die eer wat daarin was. As u verder moet dink, hoe is die dienswerk gedoen, liewe vriende? Toegewy, getrou, in heilige eerbied, in heilige vrees voor die Here het hulle dit gedoen. Dis nie ligtelik gedoen nie, daar's nie bespotting van gemaak nie, dis nie as 'n las gedoen nie, dit is as 'n voorreg en 'n dank aan die Here is dit sekerlik so gedoen. En nou sê hy, met al hierdie wat hulle so gedoen het, kom die Here Jesus en die Here bring ook hierdie dienswerk, hierdie offer van hom, liewe vriende, en dis nog heerliker as al die offers wat ooit van tevore saam by mekaar gesit, kan dit nie wees die offer wat die Here Jesus kom doen het nie. So geweldig groot is die offer, die werk van die Here. En nou kom openbaar dit, liewe vriende, en weet jy wat my so aangrypend is oor hierdie hele saak is, dat iemand soos Aaron, offer na offer, jaar na jaar, getrou al hierdie dinge gedoen het, soos God het vir hom gesê het, want dit wys heen na Jesus, wat moet kom. Liewe vriende, dit het my hart net opgekom. Dank die Here, dit het nie gebeur nie, maar wat sou gebeur het as hierdie ouens ontrou geraak het? Wat sou gebeur het as Aaron en die ander priesters nou maar net ontrou, wel die Here sou hulle seker verdelg het, soos ons nou vanoggend gelees het, maar wat sou gebeur het as hulle ontrou? Maar hulle het net doodeenvoudig getrou gebly, net getrou dit doodeenvoudig bly doen, dat die wonderlike seëning na ons almal toe kan kom. Nou wil ek vir u vra, liewe vriende, sal die nageslagte wat nog moet leef, of hulle wat nog moet kom op hierdie aarde, sal hulle terugkyk na die nageslag en sê, joh, oupa hulle, my pa hulle, het die Here so getrou gedien. Dis hoe hulle die Here gedien het, dis wat hulle gedoen het. O, liewe vriende, dis nie asof kerk toe gaan 'n nuwe ding is wat iemand uitgedink het nie. Nee, God het dit van die begin af gegee dat dit so moes wees. En hulle wat die Here lief gehad het, het dit net doodeenvoudig so gedoen. Dis nie asof dit 'n nuwe boodskap is, die evangelie nie. Van die begin af was dit so gewees en die kinders van die Here dit getrou nog altyd net so bly oordra. Kan u dink, kan u vir 'n oomblik dink, as ons geslag ontrou word in hierdie saak, wat gaan gebeur? Maar Aaron hulle,
en ek wil sê al die priesters saam met hom, spreek van hierdie wonderlike getrouheid en liefde wat daar was. Ons lees daarin in Hebreërs 9 vers 12 hierdie woorde, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Liewe vriende, nou kom ons by die Here Jesus. Is dit nie wonderlik dat die Here hierdie geweldige offer kom bring het? Hoe hy absoluut nog meer getrou as Aaron hulle was. Nog meer sekerlik gewilliglik sy lewe kom gee, liewe vriende, om vir ons hierdie ewige verlossing teweeg te bring. Vers 13 sê, want as die bloed van stiere en bokke en as die van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, as daardie bloed van daardie dier tot reiniging gedien het, sê vers 14, dan hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Liewe vriende, as al daardie offers so 'n wonderlike effek op mense se lewe gehad het, kan jy nou dink daardie malaatse kom en hy bring daardie offer aan die Here, en hy word gereinig. Hy word skoon gemaak en hy is verlos van sy melaatsheid. Kan jy dink, liewe vriende, daardie een wat oortree het in die Here, en hy bring daardie offer aan die Here, en hy word vergewe, en sy skuld is weg, en hy het geweet, God het my vergewe. En liewe vriende, kan jy dink daar in die Ou Testament, na die persoon wat gesê het, ek bring 'n algehele oorgawe aan die Here, ek bring hierdie bil, ek bring hierdie brandoffer, bring ek aan die Here. Dit het hulle iets gekos om hierdie algehele oorgawe. Hulle het dit fisies gewys, liewe vriende. Hulle het letterlik 'n bil daaraan gebring. En hy's geoffer. En was 'n getuienis, ek's algeheel aan God oorgegee. Nou sê die Bybel, as daardie offers dit bewerk het en God het dit aanvaar, hoeveel te meer nou die offer van die Here Jesus in my lewe. Liewe vriende, dink wat die Here vir u kom doen. En daarom kan dit nie anders dat ek moet met 'n rein gewete leef, kan nie anders nie. Ek gaan nie meer in dooie werke wees nie, my werke gaan lewend wees om God te dien. Dis dit wat die Here sekerlik kom doen het. En Aaron spreek van hierdie saak dan ook. Dan, liewe vriende, is daar 'n verdere man, en dis die man met die naam van Josua. En daar word ook na hom verwys in die Nuwe Testament in Hebreërs 4 vers 8. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Nou, jy weet mos nou wat Josua moes doen. Hy het die volk in die beloofde land ingelei. En dit is wat die Here vir hom opgedra het om dit te doen. En nou sê hy, terwyl Josua dit gedoen het, kom hy in vers 11 en hy sê die woorde, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Nou as ons na Josua kyk, liewe vriende, dan is hy altyd die man wat uitstaan in hierdie opsig. Jong, die ander was ongehoorsaam. Moses hulle en die ander was ongehoorsaam. En hulle wou nie die beloofde land ingaan toe hulle moes ingaan nie. Jy ken mos nou die verhaal, en hulle was bang vir die reëse en so meer en so. Maar toe Josua daar kom, toe het hy het geleer uit die dinge wat gebeur het. En hy staan vas hierby en die volk luister na hom, liewe vriende. En hulle trek die beloofde land en hulle neem die beloofde land in, die rus wat God vir hulle gee. Nou, liewe vriende, nou sê hy, laat ons dan nie ongehoorsaam wees soos die ander nie. En hy praat met die kinders van die Here hier. Die Here sê, jy moet vervul word met die Heilige Gees van God. Jy moet in 'n oorwinnende geestelike lewe kom. Dis die rus wat ingegaan word. Dis nie die hemel nie. Na die beloofde land was daar nog vyande wat verslaan moes word. In die hemel is daar nie een vyand wat jy hoef te verslaan nie. Dank die Here daarvoor. Maar hier is 'n oorwinnende geestelike lewe waarin ons moet ingaan, liewe vriende. En die Here sê vir jy moet hier ingaan. Josua het dit gedoen. En dit is presies wat die Here Jesus kom doen het. Hy het sekerlik buitekant die poort gelei om die volk deur sy eie bloed te heilig, sê die Hebreërs skrywer. En dis wat die Here wil kom doen vir die kind van die Here. Hy wil u daardie oorwinning sekerlik kom gee. En Josua wys vir ons op hierdie saak. Gee ag daarop, moenie wegskram nie, moenie in vleeslikheid lewe nie, word geestelik, word met die Gees van God vervul. Die Here verwag dat die vrug van die Gees deel van ons lewe so sal openbaar word, dat ons 'n getuie kan wees tot eer van sy naam.
Dan, liewe vriende, daar 'n volgende persoon wat ek aan u wil voorhou. En hy's eintlik, as jy na al hierdie ander manne kyk, dan dink jy amper, hoe kan hierdie man een van hulle wees wat iets van die Here Jesus moet openbaar? Maar die oomblik wat ons die teksvers lees, nou ja, dan verstaan ons. En ek dink jy moet nou baie mooi besef, dis nie as gevolg van sy sonde wat hy as 'n voorbeeld gebruik word nie. Hy word net as 'n voorbeeld gebruik as gevolg van wat met hom gebeur het. Weet jy wie dit is? Jona. Jona was mos ongehoorsaam aan die Here en hy het mos nie na Ninive toe gegaan nie. En toe hy nie na Ninive toe gaan nie, wat gebeur? Die groot vis sluk hom in. Nou lees ons in Matteus 12 vers 40. Want so Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die vergelyking. Die Here, liewe vriende, het waarlik gesterf. En hy het opgestaan. So, liewe vriende, dis na aanleiding van hierdie teksvers wat die baie van die Bybel verklaar, dis dit baie duidelik ook maak om te sê Jona het eintlik gesterf binne in daai vis en die Here het hom weer lewend gemaak. Die wonderwerk het gebeur. En liewe vriende, Jona mag vir die res van die wêreld 'n geweldige, nie mag nie, is vir die res van die wêreld 'n geweldige getuienis. Oor wat? Nie oor hy ongehoorsaam was nie, maar die Here gebruik hom, wat in die vis was, om te vergelyk, om te sê, so sal ek wees 3 dae in die graf, en ek sal opstaan. Ek gaan leef. So wanneer enige iemand, liewe vriende, die verhaal van Jona sou hoor, dan moet hulle sekerlik hierdie waarheid ook hoor. Die Here het gesê, ek sal net soos hy net 3 dae daar wees, en dan gaan ek opstaan, ek gaan leef. En dis 'n duidelike getuienis dat die Here het opgestaan. Jy weet, en Jona het daar na Ninive toe gegaan, en dis nou waar die volgende saak is. Vers 40 sê nou hierdie oor die 3 dae en die 3 nagte. Vers 41 van Matteus 12 sê die volgende: die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want hulle het al op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. En nou kom daar, en die Here het hierdie duidelike boodskap aan Jona gegee. En liewe vriende, wat was die boodskap van Jona, of wat was die boodskap wat die Here vir Jona gegee het toe hy Ninive kom? Bekeer julle, God gaan hierdie stad verwoes. Short en sweet en klaar, en hy wil haar pad gee, liewe vriende. En dit was doodeenvoudig die boodskap gewees. En hierdie stad gee ag op hierdie woord. En hulle luister na God, hoor nou nie na Jona nie, hulle luister na die Here, hulle neem dit van God af, dis wat God kom sê. En dis nie Jona wat ons iets gaan aandoen nie, dis God wat ons gaan verwoes. En hulle het dit dadelik gesnap en hulle dit verstaan, dis wat die Here aan my gaan doen. En hulle bekeer hulle tot God. Die Here Jesus kom, liewe vriende, en die Here het ook gespreek begin en hy het ook gepreek en gesê, bekeer julle. Want die koninkryk van God het naby gekom, liewe vriende, bekeer julle. En party het en ander het hulle nie bekeer nie. En nou sê die Here, daai mense gaan in die oordeelsdag en hulle opstaan. Dan gaan daar mense, dan gaan allerhande verskoning sê, hoekom hulle nie die Here aangeneem het nie, hoekom hulle nie kinders van die Here was nie. En hoe moes ons geweet het, en hoe moes ons nou mooi geglo het, en ag, hierdie het my mislei, en daai het my mislei. Dan gaan daar 'n man, of wat ek sê, mense van Ninive, wat in die hemel gaan wees, gaan sê, ons het een keer gehoor. Met 'n onwillige man, wat vir ons 'n boodskap gebring het, wat gesê het, God sê, ons het een keer gehoor, hy was nie eens die vriendelikste ou nie. En ons het geglo wat God sê. Ons het nie na 'n mens gekyk nie, ons het nie vasgekyk aan 'n mens nie, ons het God geglo. Waarom het jy God nie geglo nie? So, liewe vriende, Jona sê baie duidelik, dit gee ag op die boodskap. Moenie laat hierdie boodskap verbygaan nie. In Matteus 12 vers 39
gaan die Here verder wanneer hy verwys na Jona en die boodskap waarop hulle ag gegee moet word. Hy sê daar in vers 39 hierdie woorde, maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en 'n owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. En wat is die teken van die profeet Jona? Ons het nou nog gelees in die begin. Hy was 3 dae en 3 nagte aan die vis, en hy het opgestaan. So sal die Here 3 dae en 3 nagte wees, en hy het opgestaan, hy leef. En liewe vriende, wat is die teken vir hierdie owerspelige, ons kan met reg sê, die geslag waarin ons is, liewe vriende, is 'n owerspelige geslag. En wat sal ons sê van hierdie owerspelige geslag, liewe vriende, wat allerhande tekens soek? O Here, U moet nou gee dat dit goed gaan met my bankrekening en goed gaan met die. Dis die tekens waarna hulle soek, en die Here sê, julle sal nie hierdie tekens kry nie, dis nie die tekens wat julle kry nie. Die teken wat julle kry is die volgende: Jesus het opgestaan uit die dood uit. Dis dit. En liewe vriende, en Jona het hierdie duidelike boodskap wat hy seker in die hele wêreld oordra, jy moet so met die Here regmaak. Die laaste wie ek vir u wil noem, liewe vriende, is Melchisedek. Nou daar is seker baie, ek as jy nou vir iemand wil vra, sê wie is Melchisedek, dan kry jy nogal baie antwoorde oor wat daar is. Maar hoor net wat sê Hebreërs 5 vers 8 en 9. Hy sê, hy, al was hy die seer, net gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Dit is die Here Jesus. En dat hy sy lewe aan die kruis kom gee het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is 'n bewerker geword van ewige saligheid geword. En dan kom daar in vers 10 staan daar, en is deur God genoem 'n hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Nou liewe vriende, let net op daarsom, as ek net teruggaan daarso op die eerste vers, die Here het gehoorsaamheid geleer. Hy volmaak vir almal wat gehoorsaam is, het 'n bewerker geword. En toe die Here in gehoorsaamheid sy lewe op hierdie aarde kom leef het, en sy gesterf het, en sy lewe kom gee het, liewe vriende, is daar iets wonderlik, wat selfs in die hemel as kosbaar beskryf word. Daar word gesê dat die Here Jesus is verhoog tot aan die regterhand van die Vader, oor hy gehoorsaam was om sy lewe te gee, volgens die orde van Melchisedek. En dan mag u dalk nou nie alles verstaan, en mag mense nou baie verskillende menings hê oor wie Melchisedek en volgens die orde en so meer is, liewe vriende. Kom ons maak dit net baie eenvoudig. Die Bybel sê hierso die wonderlike loon wat die Here Jesus se deel geword het, omdat hy sy lewe kom gee het. Dink jy die Here gaan met u anders handel? As u lewe aan die Here oorgee en gehoorsaamheid hom dien, dink jy nie die Here gaan u ook ryklik beloon, besondere loon? En liewe vriende, soos wat dit vir baie dalk moeilik is om te verstaan door Melchisedek, dink ek net so moeilik is dit vir ons om te verstaan die loon wat vir ons wag in die hemel. Ons kan ons probeer indink wat dit is, liewe vriende, maar ons begryp dit nie heeltemal nie. En daarom wil ek vir u dan kom vra vanaand, wil u nie opnuut sê, Here, so wil ek aan u gehoorsaam wees. Ek leer hierdie dinge uit die manne van die Ou Testament. Daar is nog ander ook. En hulle het elkeen 'n les te leer, liewe vriende. Selfs uit Jona se lewe het die Here 'n les kom leer. Nou wil ek vir u vra, hoe lyk dit in u lewe, liewe vriend? Kan die Here uit die manne en uit die vroue van die millennium mense, kan ek dit maar so uitdruk, van die millennium mense, se lewe, dinge uit ons lewe gebruik om met ander te praat en iets oor die Here Jesus te openbaar? Al is dit net 'n geweldige saak soos in Jona se lewe, dat die Here gaan opstaan, hy leef, en jy gaan voor hom staan en hy gaan jou oordeel. Liewe vriende, dat ons lewe van so aard sal wees, dat die Here vir ons in daardie opsig elkeen so mag gebruik, tot eer van sy wonderlike naam. En ek wil afsluit met hierdie foto, liewe vriende. En, skus, daar het ek nou nie bygesit nie.
met hierdie foto dan net afsluit. En dit is, mag u landingsplek vind, liewe vriende. Mag die Here u hart vind as 'n plek wat hy ander kan gebruik, ander na hom toe kan trek. Mag die Here u hart vind, liewe vriende, so oorgegee, so toegewy, dat die Here dit tot 'n voorbeeld gaan gebruik, dat mense by God mag uitkom. Liewe vriende, is daar plek vir God in die hart? Vir hierdie voeltjie is dit baie maklik om te land op daardie takkie, want daar's nie iets anders wat pla nie. En so moet ons lewe voor die Here wees. Daar moet nie iets anders wees wat pla nie, sodat die Here in ons lewe kan kom werk. Mag hy so oorgegee wees, en mag die Here verheerlik word. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie vir u wonderlike liefde en die genade. Dankie vir die goedheid. Dankie Here vir die volkome verlossing wat u bewerk het. En vir die manne in die woord van God wat u so telkens gebruik as voorbeelde. En hoe hulle in die Nuwe Testament aangehaal is, Here, ook deur u gegee, om so geskryf te word, om geïnspireerd te wees, Here, om met ons ook te spreek, op wie die eindes van die eeue gekom het. U sê dat u dit so laat opteken het, as 'n waarskuwing vir elkeen van ons. Here, ook sekerlik is 'n aansporing, dat ons so nader aan u mag beweeg. En mag u ook vir ons vind, as manne en vroue, jong mense aan u oorgegee, wat u so kan kom gebruik, Here, tot eer van die wonderlike naam. Here, mag ons lewe u openbaar aan 'n wêreld, of hulle nou glo of nie glo nie, Here, maar dat deur dat u ons lewe kan gebruik, dat hulle mag glo in u, en dat mense u mag sien in die wonderlikheid van wie u is, en die vrymakende krag wat daar nie is, en dat dit tot 'n verandering sal lei in elkeen se lewe ook. Ons bid dan, Here, wees met ons in hierdie week. Gee dat ons hierdie voorbeelde in ons harte sal hou, en self ook so daardie voorbeeld sal wees, deur u gemaak, Here, tot eer van u naam. Amen. Kom ons gaan afsluit, liewe vriende, met hierdie lied 201, O blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is. En mag jy daarvan ook so getuig. Kom ons sing dit saam.